verskyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Geliefdes, ek groet u in die wonderbare naam van ons Here Jesus Christus. En ek groet u met Hebreërs 13 vers 15, waar ons as gelowiges opgeroep word om die Here se naam groot te maak en om aan hom 'n lofoffer te bring. Luister wat sê Hebreërs 13 vers 15. Hy sê, laat ons dan gedurig deur hom, deur Christus, aan God 'n lofoffer bring. Want, sê hy, dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Wie is dit wat sy naam bely? Kinders van die Here, hulle wat die verlossing van Christus deelagtig geword het. Maar hier word ons opgeroep en hy sê, laat ons gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Kom ons luister nou na 'n pragtige, baie bekende lied. Aan God al die eer, hy het wonders gedoen. Aan God al die ere, hy het wonders gedoen. In liefde gee hy ons sy enigste seun. Hy offer sy lewe as sonderrantsoen, om vir ons die hemelpoort oop te doen. Prys die Heer, laat die aarde getuig. Prys die Heer, laat die mensdom nou juig. O kom tot die Vader, deur Jesus die Seun, en gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Volmaakte verlossing, die prys van sy bloed, vir almal maak God die belofte nog goed. Die grootste oortreder wat waarlik geloof, word dadelik deur Jesus vergifnis beloof. Prys die Heer, laat die aarde getuig. Prys die Heer, laat die mensdom nou juig. O kom tot die Vader, deur Jesus die Seun, en gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Hy leer ons sy wonders, hy het wonders gedoen. En ons is nou deur sy kruisdood versoen, maar groter as alles en heerlik en skoon, sal daardie dag wees wanneer ons Jesus kroon. Prys die Heer, laat die aarde getuig. Prys die Heer, laat die mensdom nou juig. O kom tot die Vader, deur Jesus die Seun, en gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Nou geliefdes, ek het meer as genoeg rede om dan nou vandag aan God 'n lofoffer te bring vir die weldade wat hy aan ons kom verrig het in hierdie tyd. Ons het 'n baie besige Desember agter die rug. Ek het die baie groot voorreg, ek moet eintlik sê die goddelike voorreg gehad om Malmesbury gemeente elke week te kon bedien. Hulle het hulle predikantes beroep en ek het die voorreg gehad, soos ek sê, om elke Sondag daar te bedien. Dit my baie besig gehou met die voorbereiding van die boodskappe, maar tussendeur het ons nog steeds ons werk hierso gedoen in Porterville. Ek het openlik gehou op die strate. Ons het dan in die aande ook, het ons deur die woonbuurt gery en in Porterville se as ek so kan sê, die blanke gebied, het ons deurgery en het ons
so 'n week voor Kersfees begin om elke aand Kersliedere te speel deur hierdie wonderlike groot megafoon wat die Here vir ons mos voorsien het. En weet jy, die getuienisse wat uitgekom het was wonderlik, hoe die mense so aangedoen was met hierdie klank wat feitelik uit die hemel uitkom van die Kersliedere wat dan nou gespeel is. Ek moet dit vir u sê, hierdie megafoon het 'n ongelooflike klank. Hy het 'n manier om sy klank te gooi, en as jy so 100 meter van hom af weg staan, dan voel dit letterlik, dit klink letterlik, asof die geluid, die klank uit die hemel uitkom. Die hele atmosfeer word gevul, en so het ons deur die dorp gery, deur die woonbuurt en dan die blanke gebied, met die Kersliedere. Jy kan nie net so 'n kort stukkie sien, waar iemand ons afgeneem het. Ek miskien vir u dit vertel, dit was nie ons bedoeling om fondse in te samel nie, maar soos wat ons gery het mense vir ons ingewag, en dan het hulle vir ons geld soms so by die bakkie se venster ingegooi of gegee, en ons het al die geld wat ons toe nou ingesamel het ons gevat en het ons toe nou vir 'n sendeling gegee. Maar ja, die mense het dit geweldig geniet, en ons dank die Here dat ons op daardie manier ook die evangelie kon uitgedra het, want dit is die evangelie, is dat die seun van die mens gekom het om te red wat verlore is. Nou geliefdes, ek het vir u in my laaste Kesa nuus berig, het ek vir u vertel van Johannes, wat tot bekering gekom het. Miskien as u nie daarna geluister het, gaan ek u net gou so 'n bietjie terugvoer gee. Johannes Pedro het ek so wat 20 jaar gelede, het ek hom vir die eerste keer bearbei. Hy het uit die gevangenis uitgekom. Jy kan sien, hier is 'n foto van hom waar die 20H hier op sy keel getatoeëer is, en hy was deel van die bende daar, Rowwekaland. Hy het toe net uit die tronk uitgekom, en soos ek sê, ek het hom bearbei, maar daar was geen vrug nie, want die hart was nog nie voorberei nie. En so het Johannes hier, laat November, het hy, terwyl ons daar in die dorp gestaan het hy by ons aangekom en gesê, maar hy wil sy saak met die Here regmaak. Ek het toe saam met hom gebid, en Johannes het toe sy saak met die Here reggemaak. En weet jy, van daar af het ek elke Sondag middag het ek disipelskap kursus met hom wat ek deurwerk, waarin ek hom na die woord toe vat. Jy kan nie 'n foto sien waar ons sit, en jy kan nie ook sien hoe ek hom leer, hoe om bepaalde werkwoorde uit die teks uit te haal, hoe om die teks te bestudeer, en ja, dit is net wonderlik om met Johannes deur hierdie Bybelstudie te werk. Maar nou wil ek vir u sê, tot my verleentheid, het ek so 3 weke nadat, dalk 4 weke nadat Johannes tot bekering gekom het, het ek eendag vir hom gevra, want jy weet, hy het dagga gerook, en het ek vir hom gevra, Johannes, nou hoe gaan dit met die dagga rokery? Kry jy darm oorwinning daaroor? En hy kyk vir my so, en hy sê vir my, maar oom Nico, ek het dan tot bekering gekom. Ek het my saak met die Here reggemaak. Ek het daardie goed alles gelos, die dag toe ek my saak met die Here regmaak. Geliefdes, toe verlos die Here hierdie man van sy dagga rokery. En ek het met sy vrou gepraat en vir sy vrou gevra, het daar verandering plaasgevind? Toe sê sy, absoluut. Nou geliefdes, die verandering in Johannes se lewe is van so aard, dat dit so uitwerking op sy vrou het, dat sy later toe nou vir my gesê het, en dit was nou so 2 weke gelede, dat sy ook haar saak met die Here wil regmaak. En so het ek toe nou verlede Sondag, het ek ook saam met haar gebid, en het sy met trane en droefheid, het sy met belydenis van sonde, haar saak met die Here reggemaak. Toe ek vir haar vra om te bid, wou sy nie regtig alleen bid in haar eie woorde. Sy sê, Nico, ek weet nie wat om te sê nie.
En ek sê vir haar, Karel, sê vir die Here enigiets. Praat met die Here. Sê vir hom wat in jou hart is. En weet u, dit wat daar uitgekom het, was 'n Heilige Gees gedrewe gebed van berou, van droefheid, van erkenning dat ek teen God gesondig het en van 'n begeerte na verlossing en om God te dien. Ek kan net vir u sê, dit moes die Heilige Gees gewees het, wat daardie woorde in Karel se mond gesit het. En is dit nie per slot van rekening wat die woord sê, as julle nie weet wat om te bid, sal die Heilige Gees intree met onuitspreeklike sigtinge. Karel is nie 'n kerkmens nie, sy ken nie hierdie goed nie. En die manier hoe sy gebid het, sou mens waarlik gesê het, is sy 'n kerkmens, dat sy hierdie tipe gebede hoor. Maar geliefdes, hoe dank ek die Here vir dit, wat ek daar beleef het. O, wat 'n voorreg om ook vir Karel na die Here toe te kon lei. En weet u, wat wonderlik is dat Karel, of Johannes vir my gesê het, dat wanneer ek klaar met hom Bybelstudie gedoen het, het hy dit wat ons dan hanteer het hy met sy vrou behandel en deurgegaan. Dis nou voor haar bekering. En so het die Here in Karel se hart gewerk, soveel so dat sy dit nie meer kon hanteer. En sy het dit vir my gesê, oom Nico, ek kan nie, ons kan nie in hierdie huis so leef. Johannes dien die Here en ek dien nie die Here nie. En daarom wil ek my saak met die Here regmaak. En sy het ook vir my gesê, oom Nico, ek kan nie dat my kinders my so sien, dat ek so, want sy het geweldig gedrink. En ja, hoe wonderlik, prys die Here. Gee dit nie vir my vandag 'n rede om vir u te sê, o, God is groot en hy's goed en hy's wonderbaar. En gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Laat ons dan altyd deur hom aan God 'n lofoffer bring, want dis die lippe van die wat sy naam bely. Geliefdes, dan wil ek vir u vertel van die Bybelskenkings. Ons is so dankbaar dat ons skenkings gekry het vir Bybels vir Johannes en ook vir sy kinders, 'n baie duur kinderbybel wat hulle gekry het. Ons eer die Here daarvoor. Ons moet nou net vir Karel ook haar eie Bybel kry. Ja, en dan het ons ook vir die kinders en die gesin geskenke kon koop vir Kersfees. En wat 'n voorreg. Jy weet, Johannes is 'n swyser, hy kry nie baie geld nie, en hy het 6 kinders, en daar is nie regtig geld vir geskenke, maar ons het net gevoel dat ons hierdie gesinnetjie hierdie Kersfees wil bederf, en so het ons vir hulle geskenke gekoop. Hier is die foto's waar die kinders lekker spog met hulle geskenke. Geliefdes, en dan het ek en Reino, my seun, 'n baie kosbare en 'n spesiale oomblik gehad met 2 jong seuns. Ons het eendag uitgegaan na die dorp se dam toe om net daar te sit en die natuur te geniet en so bietjie soos wat ons nou maar sê, te fellowship as pa en seun. En so daar 2 jong seuns by ons verbygestap gekom. Hier kan u nou 'n foto sien waar ons besig is om hierdie 2 jong manne te bearbei. Ons het traktaatjies by ons gehad, en toe hulle by ons verbykom, toe sê ons vir hulle moet by ons kom sit, en ons het ons kos wat ons daar gehad het met hulle gedeel, vir hulle koeldrank gegee om te drink, en ons het begin om die evangelie aan hulle te verduidelik. En hierdie kinders het ingedrink. Ek wil vir julle sê, hulle het vrae gevra. Hulle het lank by ons, het hulle gesit en geluister en gehoor. Hoe kosbaar. Dit was 'n fees gewees om so rustig met hierdie 2 knapies te kon gesels. En ek wil vir julle sê, hulle het behoorlik ingeneem wat ons met hulle gedeel het. En gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Dan wil ek vir u vertel, geliefdes, ek dink ek het in die vorige Kesha nuusberig het ek vir u vertel van die Babonisisi, 'n boekie wat ons in volkleur beskikbaar gaan stel vir die swart spanne daar in KwaZulu-Natal.
Die Babonisisi is 'n boekie wat hulle al vir jare met groot sukses gebruik het. Die Babonisisi is gemaak in 'n tyd toe daar nie tegnologie was soos vandag nie. En het mense maar lyntekeninge gemaak en ja, soos wat jy hier sien. Maar ek het toe nou eendag besluit ek gaan hier dieselfde prente gaan ek probeer skep met die hulp van AI om dit in vol kleur beskikbaar te stel. Ek het net gedink dit sou beter wees. Dit was ongelooflik. Ek het nie geweet dat ek so 'n perd opsal nie, maar dit was groot werk. Die Here het my gehelp en op die einde van die dag is ons by die punt waar ons dan nou hierdie week nog voor die naweek gaan ons dan die volle Babonisisi met volkleurprente soos wat u nou hier kan sien, gaan ons dan vir die spanne stuur daarbo. Hier kan u nou sien die ekwivalent van die lyntekeninge. Nou geliefdes, dan het ek die wonderlike voorreg gehad om gister by die ouetehuis in 'n kamer te sit waar Dominee Oret pas na sy ewige tuiste verhuis het. En wat 'n wonderlike belewenis was dit. Dit het gevoel asof die Here ons werklik daar in daardie kamer kom besoek. En ek het daar op die bed, ek en Marina daar op die bed by sy vrou gaan sit en het ons lekker saam met haar gebid. Nou weet jy, om te dink, daar lê net 'n dop op die bed. Maar om te weet hy is by sy ewige tuiste. Hy het hom gesien, die liefling van sy siel, vir wie hy geleef het, vir wie hy gedien het, vir wie hy gearbei het. Dit was so lekker om daar langs 'n sterfbed te kon sit. Weet jy, ek wil dit eintlik 'n lewensbed noem. Ek het so ruk terug vir iemand gesê, net verlede week, van ook 'n vriende van ons, 'n vriend van my wat afgesterf het. Ek het vir sy weduwee gesê, onthou, ons is kinders van die Here, staan nie ons geliefdes af aan die dood nie, maar aan die lewe, want die woord sê, al sterwe ons, sal ons lewe, want Christus is die opstanding en die lewe. Daar sit ons in daardie kamer, by 'n man, wat so pas die ewigheid betree het, in die goddelike heerlikheid van dit, wat sy deel geword het toe hy nog op aarde was. Is dit nie wonderlik nie? Geliefdes, gee dit ons nie genoeg rede om aan God 'n lofoffer te bring? En gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Wonderlik. Nou geliefdes, ek wil vir u vra dat u vir ons sal bid, dat die Here vir ons leiding sal gee. Ons gaan van dorp tot dorp beweeg. Ons beplan, ek gou vir u sê, Elandsbaai, Veldrif, Lambertsbaai en ons sal moontlik by, ek dink Strandfontein uitkom en dan gaan ons Citrusdal en Klein Willem ook doen. Later wil ons Riebeekwes, Riebeekkasteel, Hermon en Saron doen. Dis nou die dorpies hier rondom ons en dan natuurlik Piketberg, as ook Eendekuil. 'n Hele paar dorpies waar ons bekendstelling wil gaan doen. Bid vir ons asseblief dat die Here mense se harte sal oopmaak, veral die predikante, dat hulle ons nie as 'n bedreiging sal sien nie en dat daar eenheid van gees sal wees, dat God in hulle hart 'n behoefte sal skep, dat hulle sal besef, hulle gemeentes moet opleiding kry om uit te gaan en die evangelie te gaan verkondig. Geliefdes, ek wil vir u baie dankie sê weer eens vir 2025, waar u vir ons deur gebed en finansiëel ondersteun het en dat ons saam as vennote, as medewerkers in Christus, ons kon beywer het vir die uitbreiding van sy koninkryk. Maar nou, is ons in 2026, en u getrouheid gee vir my meer as genoeg vrymoedigheid om vir u te vra, dat u juis in hierdie jaar ook net so toegewyd sal wees in u roeping om Kesa te ondersteun
soos wat die Here dit op die hart lê, of dit nou gebed of finansies is. Ek wil vir u sê, ons het verlede jaar, het die Here op besondere wyse voorsien, maar daar was besondere uitgawes ook gewees, maar al die uitgawes is gedek, en kan ons hierdie jaar, wil ek sê, op 'n skoon bladsy finansiëel begin. Ons is die Here so innig dankbaar. Nou geliefdes, wees u geseënd. Mag die Here vir u op 'n wonderbaarlike manier voorsien. Wat hierdie jaar dan ook al oplewer, mag die Here vir u op 'n wonderbaarlike manier net kom besoek met sy guns en sy genade. Nou geliefdes, ek wil uitspeel met hierdie baie kosbare lied, gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Geliefdes, baie dankie en sterkte, vrede vir u, en ons beloof om hierdie jaar baie meer terugvoer te gee. Ek weet, verlede jaar was 'n rowwe jaar vir ons gewees, as dit kom by ons gesondheid, my stem wat amper opgepak het, waaroor ek baie bekommerd is, maar my stem het teruggekom, en weet jy, ek voel daar is iets in my stem wat voorheen nie daar was nie, waarvoor ek die Here ook baie dankbaar is. Geliefdes, baie dankie, seën vir u, sterkte, en u moet mooi bly. Mag die Here vir u ryklik seën. Totsiens. Gaan dan heen, gaan in vrede.